hoop dit gaan nog so goed met julle. En dan verlang ek nog steeds na julle. Dit is vir my lekker om elke week saam met julle aanlyn te kan kuier. Ek hoop dat julle daarom nog die boodskappe geniet en dat julle elke week iets nuuts en vars uit God se woord uit leer. Ek gaan hierdie week met julle praat oor waaroor of waarvoor jy versigtig moet wees. Nou as ek die woordjie versigtig sê, dan dink ek ons 'n klomp goed wat by jou kop opkom. Dis immers 'n woord wat ons ma's en ons pa's en ons oumas en oupas baie gereeld gebruik. Jou pa sê vir jou, wees versigtig as jy daar by die swembad hardloop, want is nat, jy kan val. Of jou ouma sê, nee, wees versigtig, jy kan nie so hoog in die boom klim nie, jy gaan uitval en jou arm breek. Of jou ma herinner jou 'n klomp keer dat jy versigtig moet wees as jy die straat oorsteek en mooi links en regs moet kyk sodat 'n kar jou nie dalk raak kry nie. Ons hoor ook die woord versigtig vreeslik baie om ons nou dat almal praat van virusse en kieme en siek word. Nou al hierdie dinge is baie belangrik. Dit is belangrik om versigtig te wees, om jou lyf op te pas. Want as jy onverantwoordelik is, kan jy baie maklik regtig seer kry. Maar daar is iets anders. Iets baie belangrikers waarvoor jy versigtig moet wees. En dit is om versigtig te wees wat in jou hart aangaan. Kom ek lees vir julle wat sê Spreuke 4 vers 23. Wees veral versigtig met wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. Kom ek lees dit weer vir julle. Wees veral versigtig met wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. Hierdie is een van my gunsteling verse in die Bybel. Om die waarheid te sê, ken my kinders hom so goed, dat ek hoop as ek hulle in die middel van die nag wakker maak, hulle hom sal kan opsê. Dis 'n verskriklike belangrike vers, want dit het so baie implikasies op die dinge wat ek en jy kies om te doen, of kies om nie te doen nie. Ek gaan net nou mooi in detail met julle daaroor praat. Maar eers wil ek begin oor, wat praat ons van as ons praat van ons harte? Wel, as ek en jy dink aan 'n hartjie, dan dink ons gewoonlik aan liefde. Hier by my het ek sommer 'n hartjiebriefie, wat een van my kinders vir my geskryf het toe hulle nog klein was. Want dit is gewoonlik iets wat jy vir iemand skryf of gee om te sê dat jy vir hulle lief is. Ons kry ook 'n fisiese hart. 'n Hart wat mens sou kon sien aan die binnekant van iemand se lyf. Harte waarmee hartdokters werk. Nou voordat ek kom by die hart, waaroor die Bybel eintlik praat, het ek gedink ons moet 'n bietjie gaan kuier by 'n baie bekende hartdokter, sodat hy vir julle 'n paar interessante feite oor die hart kan vertel. Kom ons gaan kuier by Dr. Hardus Hartman in sy spreekkamer. Dag sê, my naam is Dr. Hardus Hartman en ek is 'n hartdokter hier in Johannesburg. Maats, wie van julle was onlangs by 'n dokter? Dan sal julle weet, julle hoef nie bang te wees vir ons dokters nie. Ons is eintlik vriendelike, gawe ouens en ons wil julle net graag help. Kom ons kom terug na die harte toe. Vandag wil ek vir julle 'n paar interessante feite oor harte leer. Het julle geweet dat 'n hart is omtrent so groot soos 'n man se vuis? Dis hoe groot jou hart is. Het julle ook geweet dat 'n mens se hart weeg omtrent 300 gram? Dit is omtrent so groot en so swaar soos hierdie blok botter wat ek hier vashou. Het julle ook geweet dat 'n man se hart is groter as 'n vrou se hart? Seker maar omdat ons groter spiere het as die vrouens. Maar nou gaan ek dalk vir julle iets sê wat julle nie geweet het nie. Die grootste soogdier is die blou walvis. Wie van julle kan raai hoe swaar 'n blou walvis se hart is? 'n Blou walvis se hart weeg 180 kilogram. Dit is omtrent so groot soos 'n uitgegroeide mannetjies leeu. Sjoe, kan jy dink as jy 'n hart het wat 180 kilogram groot is? Maar maats, kom ek wys vir julle gou, hoe kan jy vasstel, hoe werk jou hart, of lewe jy nog, en hoe voel 'n hartklop? 'n Hartklop is die bloed wat deur jou are pomp. En die maklikste manier om jou hartklop te voel, is op 2 plekke. Jy kan dit of op jou pols voel, deur jou 2 vingers so vashou, of in jou nek te voel, teen jou aorta, dis die grootste slagader daar in jou nek.
En as jy daarteen druk, kan jy ook voel hoe jou hart klop. Dis die maklikste manier om dit vas te stel. As jy sukkel, vra gerus vir mamma en pappa om jou bietjie te help daarmee. Maar hoekom is dit belangrik om te weet of jou hart klop? Jy sal weet, as jou hart nie meer klop nie, leef jy nie meer nie. En soos ons sê, as jou hart ophou klop, het jy ophou skop. Wat het dit met die Bybel te doen? Ek weet nie, Tannie Lazel gaan julle nou verder vertel. Maar nou moet julle my asseblief verskoon, ek het nog 'n klomp pasiënte moet wag. Totsiens. Nou ja, daar het julle gehoor wat Dr. Hardes gesê het, nie? Hy het gesê, as jou hart ophou klop, gaan jy ophou skop. Nou wat het dit nou met die Bybel te doen? Wel, net soos wat ons fisies 'n hart binne in ons lywe het, wat bloed deur ons are pomp en seker maak ons bly aan die lewe, het ek en jy ook 'n geestelike hart. Nou wanneer die Bybel sê, ons moet versigtig wees wat in ons harte aangaan, dan verwys dit na ons gevoelens en ons denke. Want as jy sê, my hart voel nie lekker vandag nie, dan beteken dit mos dan verwys jy mos na jou gevoelens, nê? So ons praat hier van emosies en van gedagtes. Dit is waarvan die Bybel praat, as hy sê, wees versigtig wat in jou hart, in jou binneste aangaan. Weet julle dat die engel sê, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Nou, ek weet party van julle se Engels is dalk nog nie so goed nie, maar die groter kinders sal dit beslis verstaan. As die Engelse Bybel vir ons leer, guard your heart, dan laat dit my en jou dink aan 'n guard. Nou, 'n guard is 'n wag, vir die van julle wat dit nie geweet het nie. Baie van julle het al 'n wag in een of ander vorm in 'n fliek of in 'n storie gesien. Dit is iemand wat gewoonlik buite die stadsmure of in 'n wagtoring staan en die stad aan die binnekant oppas. So dit beteken dat jy dit wat in jou hart is, baie versigtig moet oppas. Daardie wag het 'n verskriklike belangrike werk, want as die vyand inkom, dan is daar baie groot moeilikheid. Ek dink dit kan ook vergelyk word met 'n boer wat 'n land het. Party van julle se ma's of oumas het dalk al 'n groentetuin gemaak. Nou ek en jy weet, wanneer ons wag hou oor 'n groentetuin, dan moet ons baie seker maak, daar kom nie 'n spul peste en pla wat dit wat ons saai opeet nie. As jy daai klein plantjie plant, moet jy gereeld na hom gaan kyk. Jy moet nie net kyk hoe hy groei nie, maar jy moet ook kyk, watter kos kry die plant? Is daar dalk peste wat ingekom het, wat jy moet uitroei, want anders gaan daar glad nie vrugte wees nie. Net so, sê Spreuke dat ek en jy ons harte bo alles moet oppas. Nou, hoe doen ons dit? Wat beteken dit prakties om jou hart op te pas? As julle die res van Spreuke 4 gaan lees, sal julle lees dat die paar sinne voor dit en die paar sinne na dit. Spreuke 4 vers 20 tot 27, gaan lees dit gerus later saam met jou ouers deur. Verduidelik dit vir ons so bietjie. Wat is die maniere waarop iets in ons hart inkom? En wat is die plekke wat ek en jy moet oppas of by moet wag staan sodat ons harte kan oppas? Nou, om dit beter te onthou, het ek vir julle vir vandag Mr. Potato Head saamgebring. Baie bietjie vir die kroonkinders. Ek seker julle het hom al almal gesien en ek hoop dat julle hierdie illustrasie sommer makliker sal onthou. Die eerste pad na jou hart toe is jou oë. Dit waarna jy kyk, gaan uiteindelik jou hart beïnvloed. Nou, waarvan praat ek as ek sê dit waarna jy kyk? Wel, as ons dink aan TV-programme, aan flieks, aan dit waarna ons op die rekenaar en op die internet kyk, is dit een van die paaie na jou hart toe. Dit waarna jy kyk, gaan uiteindelik jou hart beïnvloed. Dit waarna jy kyk, gaan beïnvloed hoe jy oor mense dink,
oor hoe jy oor God dink. Dis 'n verskriklike belangrike pad na jou hart toe, wat jy baie mooi moet oppas. Dis belangrik dat wanneer jy na 'n TV-program kyk, moet jy weet, daar's eintlik 3 tipes TV-programme, of flieks of rekenaarstories, wat mens kry. Die eerste een is gif. Sekere goed waarna jy kyk, is dood eenvoudig gif vir jou hart. Mense wat vloek, mense wat verskriklik disrespekvol met hulle ouers praat. Mense wat sommer goed doen, wat jy en ek weet, is teen God se wil en God se waarheid. Dan kry jy gemorskos. So cartoon so nou en dan, dit sal jou nou nie noodwendig vreeslik slim maak nie, maar dis ook darm nie skadelik vir jou hart nie. En so nou en dan is bietjie gemorskos alright vir jou. En dan kry jy gesonde kos. Dinge waarna jy kan kyk, programme waarna jy kan kyk, wat goed is vir jou hart. Dit is programme oor diere, of oor die natuur, of iets opvoedkundigs, of selfs 'n mooi geestelike storie, waar jy 'n belangrike waarheid leer, iets wat uiteindelik jou hart beter gaan maak, mooier gaan maak. Die tweede pad na jou hart toe, is jou ore. Jy geweet, dat jou ore 'n ontsettende belangrike pad na jou hart toe is. Dat dit waarna jy luister, uiteindelik jou hart gaan affekteer. Hier praat ek verseker van dinge soos musiek, en die woorde in musiek, maar ek praat veral ook oor raad. Na wie se raad luister jy? Wie is die mense met wie jy jou omring? Is dit mense wat ook vir die Here lief is? Mense wat vir jou goeie raad sal gee? Of mense wat jou van die wal af in die sloot help? Luister jy na kinderstories? Het jy geweet, dat as jy gereeld genoeg luister, hoe jou maats oor 'n ander kind by die skool skinder, dat dit uiteindelik jou hart gaan beïnvloed. Dat dit gaan beïnvloed hoe jy oor daardie persoon dink. Is daar dalk maats in die omgewing met wie jy jou omring, wat verskriklik vloek? Het jy al agtergekom, as mens baie in 'n omgewing is, waar jy vloekwoorde hoor, affekteer dit jou hart op so 'n manier, dat jy eintlik naderhand nie eers meer agterkom dis sleg nie. Voor jy jou oë kan uitvee, raak dit ook oor hoe jy praat. Dit is so belangrik, dat ons ook hierdie pad, hierdie deur na ons harte moet oppas. Die derde pad na ons harte toe, is ons monde. Nou, hoe op aarde kan jou mond 'n pad na jou hart wees? Wel, het jy al agtergekom, dat die manier waarop jy praat, een van 2 goed kan doen. Dit kan lewe vir ander mense bring, of dit kan dood vir ander mense bring. Kom ek verduidelik vir julle wat ek daarmee bedoel. As ek en jy gereeld ons woorde gebruik, onthou julle daai stukkie waar ek gepraat het oor die vuur in ons monde, om ander mense op te bou, om hulle te herinner aan die waarheid van God se woord, om vir hulle mooi goed te sê, om vir hulle te bid. As ons monde gebruik om die Here te loof, dan spreek ons monde woorde van lewe. Maar as ek en jy heeltyd ons monde gebruik om lelike goed oor ander mense te sê, om negatief te wees, en te kla, en te kerm, en te sê, daar is nie meer hoop vir ons nie, en alles is tog so sleg, dan gaan dit verseker ons harte beïnvloed. Ek en jy moet regtig weet hoe belangrik hierdie deur na ons hart toe is. 'n ander voorbeeld is, as ek en jy disrespekvol of lelik met mamma en pappa praat. Dikwels is dit nie eers iets wat ons sê nie, maar as 'n tong geklik, of sommer net 'n gesindheid, dan gaan dit affekteer ons in ons harte oor ons ouers dink. Ons ouers, wat die Here sê, ek en jy moet eer. Dan is daar nog 'n 4de pad na ons harte toe. En dit is waarheen ons voete loop. As ek dit vir julle prakties kan maak, gaan dit dikwels oor die mense met wie jy jou omring. Dit gaan oor jou keuse van maats. Dit gaan oor die mense wat in jou omgewing is,
wat uiteindelik mense is na wie jy luister. Mense na wie se gedrag jy kyk. En mense saam met wie jy praat. Dit gaan baie beslis 'n invloed op jou hart hê. Maats, ek wil so graag hê dat Spreuke 4 vers 23 iets moes wees, 'n Bybelvers moet wees, wat julle so groot iewers moet gaan neerskryf. Skryf hom op jou yskas, skryf hom op jou klerekas, leer hom saam as gesin aan. En elke keer wanneer jy voor 'n keuse te staan kom, wanneer jy 'n TV-program moet kies, en moet besluit of hierdie 'n goeie ding is waarna jy kyk. Of jy dink hierdie ding gaan goed wees vir jou hart, of gaan jou hart eintlik siek maak. Dan gaan dit jou help om te kies watter dinge jy in jou lewe gaan toelaat. Want hoekom is dit? Ons harte, hoe ons dink, hoe ons voel, hoe ons gedagtes uiteindelik werk, gaan reflekteer wie Jesus in ons is. Ek en jy wil tog mos ons lig so laat skyn, dat ander mense kan sien hoe wonderlik is die God wat ons dien, nie hoe wonderlik ons is nie. En hoe ons praat en hoe ons optree, gaan verseker vir ander mense wys, as ons harte gesond is, dat ons 'n wonderlike God dien, dat dit so voorreg is om 'n kind van hom te mag wees. Mag ek en jy in hierdie week, en elke dag vorentoe, altyd onthou hoe belangrik die paai na ons hart is. Mag ons harte oppas, soos wagte. Vra vir die Heilige Gees om jou daarmee te help. Vra vir die Heilige Gees om jou wakker te maak, sodat jy kan raak sien, as daar 'n pad na jou hart toe is, waarop jy liewerster nie moet loop nie. Mag julle 'n wonderlike week hê. Ons gaan volgende week verder gesels oor gesonde dinge wat ek en jy kan doen, sodat ons uiteindelik ook gesonde harte kan hê. Lekker week. Tata!